As hy goeiemôre van my kant af, as jy bly in die huis van die Here te wees. Dit is koud, maar ek glo die teenwoordigheid en die vuur van die Heilige Gees in ons midde sal ons warm maak aan die binnekant. Geseënde Vadersdag aan al die vaders. Ek hoop dit sal vir julle ook 'n geseënde dag wees. En ek wil net ietsie lees wat ek vanoggend gelees het oor 'n pa. Wie en wat is 'n pa? Dit was my nogal baie mooi geweest toe ek dit nou vanoggend lees. Ek wil dit graag met jou deel. 'n pa staan vroeg op. Sy liefde hou nooit op nie. 'n Pa luister stil na sy kindertjies se lag. In die aand soen hy sy kindertjies of sy kinders se koppies sag. 'n Pa verdien sy brood met sweet, offer meer as wat iemand ooit weet. 'n Pa sal sy kinders van God se liefde leer. Hy sal sy lewe vir hulle in stukke skeer. 'n Pa sal altyd nuwe geleenthede bekyk. In die nag sal hy die monsters beswyk. 'n Pa is 'n sterk in die stormwind en jou twyfel sal jy by hom antwoorde vind. 'n Pa luister 'n Pa se luister is sag en sy woorde min, maar by hom kan jy oor die lewe besin. 'n Pa sal werk tot sy rug wil breek. Hy sal sy familie nooit in die skande steek. 'n Pa sal sy mense op sy hande dra. Hy sal vrese geheim hou, selfs as iemand vra. 'n Pa is vir altyd en ewig daar. In die agtergrond sal jy hom soms stil gewaar. 'n Pa sal sy knieë in die aand deurbid, dat hy kos op sy gesin se tafel kan sit. 'n Pa sal sy liggaam vir sy mense offer. Vir hulle geluk sal hy selfs op die pad lewe uit 'n koffer. 'n Pa se liefde ken geen menslike perke. Hy is die wind onder sy kind se vlerke. Dis pragtig. So ja, weet jy wat ek dink baie keer, jy weet, ek sê altyd ons sit Valentynsdag, Moedersdag, Vadersdag en is miskien een keer 'n jaar, maar uit my perspektief dink ek in jou huwelik moet elke dag Valentynsdag wees. Elke dag moet Moedersdag wees en elke dag moet Vadersdag wees om dit te waardeer. Ons het vandag 'n spesiale dag waar ons wil eer bring vir pa sê dankie vir dit wat hulle opoffer, maar ek dink dit is iets wat konstant daar moet wees en ek dink nie ons sê altyd dankie vir mekaar genoeg nie. Iemand het eendag gesê, sê nie vir die Here vandag dankie sê vir dit nie, mag jy dit dalk môre nie hê nie. En dankbaarheid en net om te sê dankie. So vir al die paas, mag die Here julle seën en mag God se hand op julle wees. En dan herinner ek dit aan vanaand se sessie ook, Pastor Henry het 'n baie belangrike woord wat hy met die vaders wil deel. So hy bedien vanoggend by Lewende Waters en hy gaan vanaand daai selfde woord wil hy bedien en hy wil graag inspraak gee in die vaders se harte en se lewens. Ek wil vra nooi iemand, bring iemand saam vanaand sodat ons kan ervaar wat God wil doen. Ons het so 4 liedjies wat ons gaan saam sing om die Here net te loof en te prys hierso saam. Maar ek wil hê kom ons gaan staan en dan gaan ons hierdie diens aan die Here opdra. Gaan ons net saam bid en vra dat die Here vanoggend net in ons midde sal wees. So kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam vanoggend. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U vir die voorreg wat ons vanoggend het om in die huis by mekaar te kom. Dankie dat U woord verklaar wat 2 of 3 vergader, daar is U in ons midde. Dankie dat U vanoggend hierdie Gees in ons midde is, Here. Dankie dat U vanoggend hierdie Heilige Gees beweeg en dat geen een van ons vanoggend dieselfde sal uitstap as wat ons hier ingekom het, Here, maar dat ons ontmoeting met U sal hê wat ons lewe sal transformeer. Here, dankie dat U vanoggend net verheerlik sal word, Vader. U woord verklaar, as U verheerlik word, sal U die mense na U toe trek. En ek wil bid in ons lof van aanbidding ook vanoggend, Vader, dat U teenwoordigheid tasbaar sal wees. Here, selfs in die woordbediening vanoggend, dat mense U sal sien, dat mense U sal beleef, dat mense U sal ervaar. Ek wil reg nou elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van Christus. Gee ons geopende harte om te kan hoor en te kan ontvang, Vader, en oor om te kan hoor en word U verheerlik. Dis my gebed in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Amen. No, He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My pain is healed in His name. I believe.
I'll raise a banner, my Lord, which conquered the grave, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe. Shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I believe. I'll raise a banner. My Lord, which conquered the grave, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, Merlin, my Redeemer, my Redeemer. Dancing on this mountain top, the kingdom come, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. My Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, tower of refuge and strength, let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Stand, nothing compares to the promise I have in you.
Tower of refuge and strength, let every breath and all that I am never cease to worship you. We sing, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The sound of your name, I sing for joy at the work of your hands. Of your name, I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Thank you, Jesus. Thank you for the nail pierced hands. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up. Jesus, Son of God.
In love you came and gave amazing. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Great His hands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead with Godhead, three in one. Father, Spirit, and Son.
great is our God. Sing with me, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Ons dien 'n groot God, amen. Ek dink dat daar's nie genoeg woorde vanoggend om te beskryf die grootheid van God nie. En as ek daai liedjie so in my hart het, dan besef ek dat woorde ontbreek om te sing van die grootheid van God. En ek dink aan die vorige lied, jy weet, oor die liefde van die Here, en dan dink ek dink nie werklik ons besef die prys wat hy vir ons as mens betaal het nie. Maar ek dank die Here vir die redding van ons siel en dat hy ons by ons naam geroep het en vir die prys wat hy betaal het, en daarvoor is hy vanoggend waardig om aanbid en geloof en geprys te word. Amen. Ons het net so aan bid. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u grootheid. Here, ek is bewus dat u vanoggend in ons midde is. Ek is bewus, Here, dat u vanoggend in ons harte wil spreek. Ek is bewus dat u vanoggend ons wil bemoedig en wil versterk in ons innerlike mens. In 'n wêreld, Here, waar daar chaos is, in 'n wêreld waar mense nie die antwoord is nie, weet ons dat u het steeds die antwoord. En u is steeds in beheer, Here. Uit 'n menslike perspektief lyk dit vanoggend onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie, Vader. En ons moet net vanoggend vir 'n oomblik stil word, Here, net u grootheid besing. En net sê dankie, dankie, dankie vir u liefde, u krag, u genade. En dat u elke dag vir ons uittrek en ons paai gelyk maak, Vader. En vanoggend wil ons swak kant en u sterk kant sit, Here. My gebed is, Vader, dat u deur die salwing, deur die krag van die Heilige Gees vanoggend ons innerlike mens, Here, sal bemoedig, en dat ons vanoggend sal weet as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wees u vanoggend die prediker, Vader. Mense u sal sien en word u verheerlik, is my gebed in Jesus naam. Amen. As jy Bybel het, kan ons oopmaak by Daniël hoofstuk 6. En ek wil vanoggend met jou 'n tema deel. En as ek dit kan titel vanoggend, sal ek dit noem 'n gees van uitnemendheid, 'n voortreffelike gees, 'n ander gees. In die Engels praat ons van 'n spirit of excellence. Wat is uitnemendheid? Wat beteken dit om 'n voortreffelike gees te hê? Wat beteken dit om uitnemend te wees? En as alles saamgevat in hierdie hoofstuk, en Daniël is die hoofkarakter waarmee ek wil deel vanoggend, maar daar was ander figure in die Bybel wat ook uitnemendheid gehad het en hoe dit hulle lewe geaffekteer het. En hoe God ons ook vanoggend roep tot 'n lewe van uitnemendheid. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 4. En Darius die Medet was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle 3 ministers, dit sou beteken 120 plus 3 is 123. En oor hulle 3 ministers van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning
nie skade sou ly nie. Met ander woorde, hierdie ouens moes in beheer wees en hulle moes seker maak dat die koning en die koningskap nie skade sou ly nie. Ek dink as ons vandag kyk in ons land se opset, ly ons land skade omdat die landvoogte nie op 'n plek is waar hulle moet wees nie, omdat hulle nie doen wat hulle moet doen nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogte uitgemind. Hierdie is vir my, dis 'n goeie CV hierdie. As ek weet, CV, hy sê, toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogte uitgemind, omdat, en hier is die rede, 'n voortreffelike gees, Engels praat van 'n spirit of excellence, uitnemendheid in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Ons leef in 'n wêreld, ongelukkig vandag, waar middelmatigheid dikwels aanvaar word. Ons lewe average. Mense doen net genoeg om verby te kom. Dis asof ons vandag in 'n wêreld lewe, en as ek om my kyk, ek bly in die noord, as ek daar deurry, mense het nie meer vandag trots in hulle werk nie. Dis en is asof ons op 'n plek gekom het dat if you can't beat them, join them. Ons lewe nie meer met dit wat ek doen, gaan ek goed doen, ek gaan dit met uitnemend doen en ek gaan dit met passie doen en ek gaan dit met ywer doen en ek gaan dit met trots doen. En dis hoekom Daniël suksesvol was. Hy het nie net goed gedoen om verby te kom nie. Hy het nie net goed gedoen omdat hy dit moes doen nie. Hy het gedoen omdat hy wil God verheerlik in dit en omdat hy wil uitnemend gewees het in wat hy doen. Hy was nie average gewees nie. God roep ons as sy kinders om anders te wees, om uit te staan. Daniël was nie net nog 'n amptenaar in Babylon nie. Hy was 'n man wat uitgestaan het. Nie noodwendig omdat hy die slimste was nie, of omdat hy die meeste kontakte gehad het nie, maar omdat hy 'n voortreffelike gees of 'n gees van uitnemendheid in hom was. En die vraag vandag vir my en vir u is, wat beteken dit om 'n gees van uitnemendheid te hê en hoe kan ons dit uitleef in ons daaglikse lewe? Die koninkryk gaan juist daaroor, as ons die koninkryk oor praat, dan sê ons, word die plek waar God regeer. So as ons die plek word waar God regeer, beteken dit waar ek beweeg, moet God se koninkryk gevestig word. Waar ek beweeg, moet die wêreld anders wees. Waar ek beweeg, moet dinge verbeter, want Christus is in my en hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En dis die uitdaging vir ons as kinders van God. Is maak my lewe 'n impak of 'n verskil in diegene rondom my waar ek beweeg, enige plek. In Daniël 1 vers 8 sê dit, eerste punt, om uitnemend te wees, dit begin met identiteit. Daniël 1 vers 8, maar Daniël het hom voorgenem om nie verontreinig te word nie. Voordat Daniël uitnemend was en voordat hy 'n leier geword het, het hy as jong man besluit aan wie hy behoort. Uitnemendheid begin nie by prestasie nie, dit begin by karakter. Hoor my wat ek sê, uitnemendheid begin nie by prestasie nie, dit begin by karakter. Daniël het verstaan, hy behoort aan God. Daniël was weggevoer, hy was 'n gevangene gewees in 'n Babiloniese ryk, maar hy het steeds uitgestaan. Hy het nie kompromie aangegaan nie, want hy het geweet wie hy is in God. Vandag word baie mense se identiteit in die wêreld vasgemaak. Wat dryf my in u identiteit? En wat gee my in u identiteit? Baie mense vind identiteit in die wêreld, mense se opinie, dit enige ander plek behalwe in God se woord. Daniël se identiteit was vasgemaak en was geanker in God. En dis hoekom hy so suksesvol was. Hy het verstaan hy behoort aan God. Binne in 'n ryk waar hy weg was van sy familie, waar niemand hom gesien het nie, waar hy kon gekompromieer het, het hy gesê ek behoort aan God. My standaarde kom van God. Ons lewe vandag in 'n wêreld waar die standaard nie meer noodwendig God se standaard is. Die Bybel nie. Jare terug, miskien 30, 40 jaar terug in ons land was die Bybel nog miskien die enigste standaard waarvolgens familie hulle lewens ingerig het. Vandag is dit sosiale media, ek weet nie, maar God se woord is nie meer die enigste norm waarvolgens mense hulle lewe inrig. Hy het gesê ek sal nie 'n kompromie aangaan nie. Ons kan nie uitnemendheid in ons eie lewe verwag, in persoonlike lewe waar ons beweeg, as daar kompromie in ons hart is nie. God soek mense wat eers heiligheid kies voordat hulle sukses kies. Die toepassing is by ons werk, by ons skool, in ons besigheid, in ons verhoudings. Die vraag vanoggend is, wie beïnvloed my en u standaarde? 'n Gees van uitnemendheid werk wanneer niemand kyk nie. Daniël 6 vers 4 sê, hulle kon geen fout in hom vind nie, hulle kon geen verkeerde ding in hom kry nie. Hy was in dekades onder verskillende konings, maar Daniël se integriteit het dieselfde gebly. Weet jy wat is integriteit? As ek vandag vir julle kan sê, ons almal sê dat jou ja wees en dat jou nee wees. In die ou dae het hulle gesê, handdruk is goed genoeg, ek vat jou woord.
Vandag stel ons kontrakte op en ons stel kontrakte op en ons stel nog kontrakte op en dan teken ons op en dan sit partykeer net die papierwerk waarop ons staan nie, want ons integriteit beteken vandag niks nie. Dit beteken nie dit is nie die papierwerk waarop dit staan nie, maar in die ou tyd was dit as ek vir jou gesê het ek is so laat daar, ek so laat daar, ek het jou gesê dis so, is dit so, met jou handdruk gevat en my woord was goed genoeg. Integriteit is eintlik wie ek is wanneer niemand my sien nie. Integriteit beteken is ek dieselfde persoon as niemand my sien nie. Dis die ware definisie van integriteit. Ek kan vir mense integriteit, ek kan vir mense wys, maar my private hoedanigheid is ek dieselfde mens wanneer niemand my sien nie. Ons kan ook baie dinge vir mense wegsê, maar ons kan niks vir God wegsteek. Dis die ware definisie van integriteit. Daniël was konsekwent. Met ander woorde, hy was betroubaar, hy het aangehou, hy het volgehou, hy het volhard. Ware uitnemendheid is nie om indrukwekkend te wees wanneer mense kyk nie. Ware uitnemendheid is om getrou te wees wanneer niemand kyk. Dis ware uitnemendheid. Kenmerke van uitnemendheid. Stiptelikheid. Dis iets in ons land wat nie baie van toepassing is nie. Hulle praat mos van Afrika tyd. En glo my, ek werk in die koöperatiewe wêreld, ek weet. Betroubaarheid. Nog 'n kenmerk is eerlikheid. Nog 'n kenmerk is van iemand wat uitnemendheid. Jy vat verantwoordelikheid. God sien klein dinge. Lukas 16 vers 10 sê, hy was getrou in die minste, ook in die grootte getrou. Mense bevorder talent, God bevorder getrouheid. God kyk na getrouheid. Mense kyk talent na jou vermoë, maar in God se koninkryk kyk God na jou getrouheid. Ek wil 'n stelling maak om te sê ek wil eerder iemand wat getrou is voordat ek iemand wat noodwendig baie talent het, want God kyk na die getrouheid. Talent is een ding, maar getrouheid is dit wat jy daar kry. Jou talent kan jou bo kry. Jou karakter hou jou daar. Your talent can get you to rise to the top, but your character keeps you at the top. So ons moet vermoë en karakter is eintlik albei saam. En baie min mense kan op 'n plek kom waar hulle as hulle bevorder word, die getrouheid en die nederigheid ook behou. 'n Gees van uitnemendheid word gevoed deur gebed. Daniël 6 vers 10 sê, 3 maal op 'n dag het hy op sy knieë gegaan. Daniël se openbare sukses was gebou op sy private gebedslewe. Toe die druk kom, het hy nie opgegee nie. Hy het nie gekla nie en hy het ook nie sy standaarde verander nie. Hy het gebid. Belangrike waarheid wat ek vandag met julle deel. Uitnemendheid sonder gebed word prestasie. Hoor my wat ek sê, uitnemendheid sonder gebed word net prestasie. Uitnemendheid met gebed word bediening. Uitnemendheid met gebed word bediening. Die wêreld sien Daniël in die paleis. God sien Daniël op sy knieë. Almal het net die sukses gesien wat Daniël bereik het, maar hy het nie daar gekom net toevallig nie. En my pa het altyd vir my gesê, en dis een ding wat ek vir my pa geleer het, hy het hierdie stelling gemaak, hy het gesê, iemand op sy knieë kan nie stryd kom. Dis afhanklikheid van God. En dis wat Daniël se sukses bevorder het. Ons probeer dikwels harder werk wanneer ons eintlik meer moet bid. Gebed bring wysheid, gebed bring onderskeiding, gebed bring krag. Sê Psalm 127 nie die volgende nie, ek wil vir jou lees wat sê dit. Psalm 127. Ek dink nou daaraan, ek begin net hierso kom. Hy sê die volgende: As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so gee hy dit aan sy beminde in sy slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Maar hierso is dit: as die Here die huis nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee die Here dit vir die beminde in sy slaap. Ons probeer dikwels harder werk terwyl ons eintlik op God moet wag dat hy vir ons die leiding gee om in 'n situasie deur te breek of om God se stem te kan hoor. En in ons gejaagde lewe het ons vandag een ding vergeet, om stil te raak en te wag op God om sy stem te kan hoor. Want daar's soveel stemme wat met ons praat vandag. Daar's 100 en ek weet net soveel gedagtes gaan deur 'n mens se kop op 'n dag nie, maar hulle praat van miljoene. Hoeveel besluite maak ons op 'n dag nie? En wanneer gaan ons stil raak in ons gees? En ek dink dis wat Daniël se sukses was. Hy 3 keer op 'n dag gaan bid, het op God gewag, God se leiding gewag. God het hom geïnspireer, God het hom die krag gegee sodat hy kan word dit wat hy moes wees in God se teenwoordigheid. 'n Gees van uitnemendheid floreer onder druk.
As jy 'n teesakkie se geur wil uitkry, wat moet jy doen? Moet hom bietjie in kookwater sit. Sit hom in kookwater, dan kom die tee. So met ander woorde, die tees weet, wanneer die toets kom, het Daniël nie verander nie. Die druk het bloot openbaar gemaak wat reeds binne hom was. Baie mense bly getrou totdat die druk kom. Maar Daniël het gewys, 'n gees van uitnemendheid is standvastig. Druk produseer volharding, karakter en hoop. God gebruik die uitdagings om ons, my en jou partykeer, te verfyn, as ek dit so kan sê, met ander woorde om ons karakter te vorm. En ek wil vir jou vanoggend, terwyl ek hier agter sit, ek was bietjie vroeg, terwyl ek vir jou lees oor nog 'n persoon wat uitnemend was in sy karakter en wat God gebruik het, maar wat baie druk in sy lewe gehad het en wat deur baie moes gaan om te word dit wat God wil hy moes word. Ek gaan nou vir ons lees, jy kan oopmaak Genesis 39. Josef. Almal ken die verhaal van Josef. Wat het met Josef gebeur? 12 broers gehad, of 11 broers, hy was een van 12. Hy kry 'n droom, sy broers raak jaloers op hom. Hulle wil hom doodmaak. Josef kry 'n droom op 17. Hy het op 30 eers in die paleis gekom. Daar 13 jaar verbygegaan van hom om die droom te vervul wat God in sy hart het. En in daai tydperk het hy 'n klomp P's in sy lewe gehad. Eerstens is die put. Hy beland in 'n put. Hy word verwerp deur sy familie. Hy word as dood afgemaak. Hy word as 'n slaaf verkoop in Egipte. Maar hoor wat gebeur met Josef. Hy was nie net getrou toe dit goed gegaan het nie. Hy was getrou op 'n plek waar hy nie moes wees nie, hy nog steeds floreer. Al was hy in 'n plek gewees waar hy verwyder was van hom. En Genesis 39 sê die volgende. En Josef is afgebring na Egipte en Potifar, dis die tweede P. Eers was dit die put en toe sit Potifar. Potifar se huis. Hy is afgebring na Potifar, hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man het hom gekoop uit die hand van die Israeliete wat hom daarheen afgebring het. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe hy sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig gemaak het, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien, en hy het hom aangestel oor sy huis en oor alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. Met ander woorde, Potifar sê, jy kan alles kry. Ek sit jou weer vir my huis, ek maak jou hoof van alles. Ek dink nie daar gekom omdat hy toevallig nie. Hy het 'n uitnemendheid van gees gehad, hy het 'n diensbare hart gehad. Hy het wat hy gedoen het hy goed gedoen, met excellence, met 'n passie. En vandat hy hom aangestel, met ander woorde, vandat Potifar hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Dis kragtig. Dis kragtig. God salf hom so dat hy die Egiptenaar se huis geseën is, want hy het 'n gees gehad. Hy het 'n ander gees, hy het 'n gees van excellence gehad. Ter wille van Josef het die seën van die Here was op alles wat syne was in die huis en op die veld. En hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met die hulp van niks kennis geneem het nie, en van die brood wat hy geëet het, en Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. En omdat hy mooi van gestalte en mooi van aansien was, het Potifar se vrou gedink, kom ons maak 'n plan. En ons ken die verhaal. En die ding wat my vang weer eens oor integriteit is, hy was versoek dag na dag na dag, het Potifar se vrou gekom, tot op 'n dag wat hulle alleen was in die huis. Sê die Bybel, hulle was alleen in die huis. Potifar se vrou het gedink, ek gaan 'n kans vat. Maar hy het gesê, ek kan nie so teen Potifar sondig nie, ek kan ook nie so teen God sondig. Hoor wat ek sê, dis nie integriteit, want hy het geweet. En hy het daar gesê nee, en hy het weggehardloop. Hy het sy tekkies aangetrek en hy het gehardloop, en hy het sy kledingstuk agter in 'n hand gelos, en sy het hom aangekla vir verkrachting, en ons weet wat gebeur het. Hy beland op in die derde P, die tronk, die prison. So, vandat sy belofte kom het, was daar 'n put, daar was Potifar se huis, nou is hy in die tronk. Dis nie 'n plek waar ek en u wil wees nie, maar hy moes gevorm word. Hy moes geskool word. Hy moes opgelei word, want hy moes in hoofde van departemente staan as hy die hoof van die tweede van die magtigste land in die wêreld wil kom. Dis voorbereiding om daar te kom. Put, Potifar. Nou is hy in die tronk. Maar hoor wat gebeur in die tronk. Hy's weer op 'n plek waar hy nie wil wees nie. Hy's weer op 'n plek waar hy voel ek hoort nie. Wat doen ek dalk nie? En in dieselfde hoofstuk, aan die einde van die hoofstuk, sê dit die volgende: maar die Here was met Josef, en hy het goedertierenheid aan hom bewys en aan hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenes. En die owerste van die gevangenes het almal wat in die gevangenes
wat in die gevangenis opgesluit was, aan Josef te vertrou. En alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Ek lees dit hy gekla het nie, ek lees nie dat hy gemurmureer het nie, ek lees nie dat hy gesê dit is nie my werk nie, dis iemand anders se werk nie, weet mos hoe gaan dit. Dis nie my werk, dis iemand anders se werk. Niemand het my gesê nie, ek weet nie, hy het dit gedoen, want hy wil God verheerlik. Toe, en die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk, wat aan hom toe vertrou was nie, omdat die Here met hom was, en wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees. Dis uitnemend. En dis hoekom God hom verhoog het, na die tweede in bevel van die magtigste nasie ooit. Want toe dit saak gemaak het, en toe hy nie in omstandighede was waar dit gunstig was, en was hy steeds getrou in die roeping wat God hom gegee het. Ons wil net getrou wees as dit goed gaan. Ons wil net getrou wees as dinge gunstig is. Daniel en Josef is vir my voorbeelde dat hulle was nie net getrou toe dit goed gegaan het nie. Daar waar God jou nou gesit het, is dalk voorbereiding vir 'n hoër hoogte. Vir 'n hoër hoogte, want hoe God jou wil vat. Maar ons kan nie hoër opgaan as ons nie as hier getrou kan wees, waar God ons hier geplaas het. Ons wil daar wees. God sê, ek wil jou daar sit, ek het 'n droom, ek het 'n destiny. Ek het vir jou die paleis. Ek het vir jou die droom gegee. Om daar te kom, gaan daar uitdagings wees. Hoor my vandag, daar gaan uitdagings wees. Altyd. Israel het dieselfde gehad. En hierdie verhaal was nog of my skokkend toe ek dit besef en toe ek dit deurwerk. In Numeri hoofstuk 13 en 14. Ons almal ken die verhaal. God het Israel uitgevat, vir hulle die beloofde land gegee. Maar voordat hulle die beloofde land ingaan, te stuur hulle 12 verspieders uit, 12 verkenners uit, om die land te gaan verken. Daai 12 gaan uit. En hulle kom terug en hulle sê vir Moses, dis wat ons gesien het. Die land wat God hulle beloof het. Die 12 kom terug en hulle sê die volgende, in Numeri hoofstuk 13. Maar die volk wat in die land woon, dis nou daai land wat hulle gaan verken het, is sterk, en die stede is versterk, en baie groot. En ons het ook daardie kinders van die Emakiete gesien, die Amalekiete wat woon in die suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en die Amoriete, al die Riete, woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see aan die kant van die Jordaan. Dan oor hulle sê, ons het al hierdie goed gesien. Toe het Caleb die volk stil gemaak. Hoor mooi, toe het Caleb die volk stil gemaak, teenoor Moses het gesê, laat ons gerus optrek en dit besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, sê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om het te verken is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat daarin gesien is groot manne. Ons het daar ook reëse gesien, die kinders van Enak, die reëse wat van die reëse afkomstig is. Ons was so sprinkane in ons oë, en ons was ook so sprinkane in hulle oë. Dis sprinkaan mentaliteit, as jy soos 'n sprinkaan in iemand anders oë, like ene lyk jy nog soos 'n sprinkaan in die eie oë ook. Jy weet, ek doen wat sprinkaan mentaliteit, verstaan jy? So, God sê, dis die land. Hulle almal kom terug, hulle almal sien dieselfde. Hulle sien presies dieselfde, maar 10 sê, dis onmoontlik. Maar Caleb sê, wag, ek weet, ek leef nie in ontkenning nie. Ek besef dis daar, ek weet dis daar. So hy het nie ontken dat daar uitdaging is nie, hy het nie ontken dat daar reëse, hy het nie ontken dat die challenge daar is nie. Maar wat hy wel geweet het is dat God is in beheer. En alles sal ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. En sy fokus was anders as die ander 10 gewees. Kom ons is eerlik vandag, 'n negatiewe gerug versprei baie vinniger as 'n positiewe gerug. Ek dink vandag, as die media vir 'n week lank net positiewe nuus moet skryf, sal hulle nie 'n koerant verkoop nie, glo jy. Want ons mensdom is negatief. Sielkunde het bewys, vir elke negatiewe stelling wat jy hoor, moet jy 7 positiefes hoor om daai negatiewe te kanselleer. So, ons lewe in 'n negatiewe wêreld waar ons negatief geïmparteer word. En hierso word hierdie gerug versprei. En weet jy wat? As jy nou vers 14 lees, hoofstuk 14, dan wil ek vir jou lees wat dit, vers 24. Maar my knegt Caleb, hier kom dit weer, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, maar ander gees, hoor mooi, 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, sal ek hom bring in die land waarna hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. So die oorspronklike groep wat gegaan het, het net Caleb en sy nageslag die beloofde land in besit geneem. En daai negatiewe gerug wat hulle versprei het 'n hele volk se destiny verwoes.
want niemand het die land gesien. Niemand het die belofte van God in besit geneem nie, omdat hulle nie gefokus het op dit wat God vir hulle gehad het nie. Maar die Bybel sê, Caleb het 'n ander gees gehad. En my gebed is vanoggend dat ons soos 'n Daniël, soos 'n Josef, en soos 'n Caleb, Here, gee my 'n ander gees. 'n Gees wat nie sal ontken daar's uitdagings nie. 'n Gees wat nie sal ontken dat wonderwerke kan nie plaasvind nie. Dit kan. Dit kan. En hulle het in besit geneem, maar 'n volk se destiny is verwoes want hulle het nie God geëer, God vertrou nie. Druk produseer volharding, karakter en hoop. Hulle was almal onder druk hier gewees. Maar volharding en karakter en hoop, dis wat u en ek aan die ander kant gaan uitbring, en dis die karakter van iemand wat uitnemend is. En mag God ons vanoggend oë van verstand gee, helderheid van verstand. En ek wil vir jou lees nog 'n verhaal. My gees is vanoggend baie vol van die goed, want ek besef, weet jy wat, as ons net kan besef wat God vir ons wil gee. Elisa, ons almal ken die profeet Elisa. 'n Koning stuur 'n hele leermag om hom gevange te neem, omdat hy vir die koning 'n bedreiging was, want hy loop al die koning se geheime as hy met oorlog voer, en die koning kan nie verstaan hoekom kan hulle nie oorwin nie. En die koning sê, waar is hierdie profeet, want hy moet hom kry, want hy loop al my geheime uit. En hulle stuur 'n hele weermag om Elisa te vang. 'n Hele weermag word gestuur om hierdie profeet te vang. En in 2 Konings 6 gebeur die volgende. Elisa het 'n diensknegt gehad met die naam van Gehasie. En toe die weermag kom en hulle omsingel hierdie tent van Elisa. In vers 15 gebeur die volgende. Toe die dienaar van die man van God die vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my heer, wat moet ons nou maak? So Elisa se dienaar Gehasie sê vir hom, wat moet ons nou maak? Ons is omring, kyk al hierdie mense. Maar hy antwoord, hoor net wat antwoord hy, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, open tog net sy oë dat hy kan sien. Open net sy oë dat hy kan sien. En die Here het sy oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans en vuur rondom Elisa. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het op hulle woord van Elisa die hele army met blindheid geslaan, en hier lei hulle uit. Ek sien die prentjie, verstaan jy, weet, hier kom 'n hele weermag om hierdie man te vang. God sal hom blindheid, hy lei hulle op 'n plek en hy loop weg en hy kom ongedeer daarvan af. Maar hy's 2 mense. Elisa kyk uit 'n geestelike perspektief met 'n visie, God is daar. Gehasie kyk uit 'n vleeslike perspektief. Verstaan jy? Met ander woorde, daar's 2 perspektiewe. Die een sien God is by ons. God is met ons. En die ander een sien, weet jy wat? Dis 'n probleem. En my gebed is, en dis wat Paulus vir die Efesiërs bid, en dis my gebed vir elkeen van u vanoggend. Efesiërs hoofstuk 1. Bid hy en hy sê, vanaf vers 15, Paulus skryf vir Efesiërs, sê, daarom vandat ek gehoor het van die geloof, van julle geloof in die Here Jesus Christus wat onder julle is, en die liefde tot die heiliges, hou ek nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dis my gebed vir elkeen vanoggend, dat God my en u vanoggend verligte oë van ons verstand sal gee, sodat ons kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid onder die erfdeel is, vir elke een wat hy vir ons geroep het. En ek dink baie keer ons as kinders van God leef ver benede dit wat God vir ons beloof, omdat ons in verbond met hom staan. Elisa het dit verstaan, Josef het dit verstaan, Daniël het dit verstaan, Caleb het dit verstaan, want hulle het met 'n ander perspektief gekyk na dit wat God in hulle lewe wil doen. Die Here Jesus maak 'n stelling in Matteus hoofstuk 6. En hy sê die volgende, en dit gaan nie oor visie.
Iemand met uitnemendheid van hart kyk anders na omstandighede. Iemand met uitnemendheid sien God in alle omstandighede. Hoor wat sê die Here Jesus in Matteus hoofstuk 6. Die lamp van die liggaam is die oog. Hoor my wat hy sê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Is dit nie so nie? Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? En dit gaan oor geestelike. Die vyand is agter jou visie, jou droom in jou lewe aan. As hy jou visie en jou droom vir jou lewe kan doodmaak, maak hy jou dood. En dis hoekom baie mense hoop verloor, want hy's agter die droom, die roeping van God vir jou lewe aan. Selfs met Josef. Hy wil Josef vernietig het, hy wil Josef doodgemaak. Die plan van God vir sy lewe verongeluk het. Maar Josef het volhard, Josef het in God vertrou. Josef het 'n visie gehad en het sy oog op die visie gehou te midde van omstandighede. En dis hoekom hy gedoen het en bereik het wat hy bereik het. Dieselfde met Daniël, dieselfde met Caleb. En dis die uitdaging vir my en u vanoggend. Wat doen ons wanneer mense ons kritiseer? Wanneer dinge verkeerd loop? Wat doen ons wanneer ons onregverdig behandel word? Dis waar uitnemendheid getoets word. Was Daniël onregverdig behandel? Definitief. Hulle het niks in hom kry toe sê hulle kom ons kry iets teen jou geloof. Wat het hulle toe met hom gedoen? Hulle gooi hom in 'n leeuke. Nee, kom aan. Ek weet nie, ons was onlangs by die dieretuin gewees. Ek gaan nie by die leeu in die hok klim nie. Ek beloof jou, want glo my, daai leeu sou vir opeet. Maar God het 'n wonderwerk gedoen. God het 'n wonderwerk gedoen vir Daniël. So kom ek sê, daar gaan altyd uitdagings wees. Niemand was vir jou bo uitdaging nie, maar God het alles ten goeie laat meewerk. Wat doen u en ek? 'n Gees van uitnemendheid bring eer aan God. Daniël se doel was nooit om beroemd te wees nie. Sy lewe het mense na God gewys. En dis my hart vandag. En ek het 'n vraag. En ek het 'n eerlike vraag vanoggend en dit bekommer my. As tussen 60 en 75% van Suid-Afrika vandag bely dat hulle Christen is. So dit beteken 7 uit elke 10. As dit die waarheid is, kom lyk ons land soos wat dit lyk. Is dit net naam of is dit leefstyl? Want as 7 uit elke 10 bely dat ons kinders van God is, dan moes hierdie land lankal verander gewees. Want dis wat statistiek sê. Ek wil nie oordeel nie, ek vra 'n vraag aan my hart, Here. Waar is die lig? Skyn ons die lig waar ons beweeg? Sien mense die lig waar ons beweeg? Of is dit net Skrif is baie duidelik, Jesus het sê dis 'n volk wat by die met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Is ver. En die uitdaging is, Here, help ons dat ons soos 'n Daniël. Daniël sy lewe het mense na God gewys. Koning Darius verklaar, want hy is die lewende God. Kyk wat het gebeur. Een man se getrouheid bring 'n hele koninkryk tot die erkenning van God se grootheid. Die koning het erken is God, die volk het erken, daar's 'n God. Almal het geweet daar's 'n God. Toe het hulle gesê, hierdie God van Daniël moet nou gevolg word, want ons het gesien die wonderwerke wat hy kan doen. Dit is die uiteindelike doel van uitnemendheid. Nie selfverheerliking nie, nie erkenning nie, nie status nie, maar die verheerliking van God. Dis alwaar dit gaan. Dis alwaar dit gaan. Matteus 5:16 sê, laat jou lig so voor die mense skyn, dat mense God kan verheerlik. Ons uitnemendheid moet mense laat sê, wat 'n God dien hierdie persoon? Dis eintlik my uitdaging aan elkeen van ons. Maar die uitdaging is ook, moenie vanoggend dat challenges, as ek dit so kan sê, of goed wat in jou pad staan, jou weerhou om by die destiny wat God vir jou het uit te kom. En elkeen van ons wat hier sit, het iets om vir God te doen, elkeen. Op 'n unieke wyse. Dit is miskien noodwendig om hier voor te staan nie, maar waar jy beweeg, het God iets vir jou, 'n droom vir jou, 'n plan vir jou, 'n doel vir jou. En daar is uitdagings wat jou pad gaan langskom. Maar moenie dat dit in die pad staan vir dit wat God in jou lewe wil doen nie, want sien vanoggend uit jou geestelike oog die perspektief wat God in jou lewe wil sit. Die eienskappe van 'n persoon met uitnemendheid. Ek kan amper sê 'n kind van God wat gevul is met die krag van God. Leef met integriteit. Ons het dit behandel. Is getrou in klein dinge.
Handhaaf hoë standaarde. Bid konsekwent, met ander woorde, bid aanhoudend, bid deurlopend, bid met volharding, bid totdat iets gebeur. Werk met passie. Ek sê altyd passie is aansteeklik. Passie is aansteeklik. Jy kan 'n salespersoon wat ys in 'n Eskimo kan verkoop, is iemand wat werklik waar passie is oor sy produk. Is dit nie so nie? Dis werklik waar so. Iemand wat in sy produk glo. U en ek is eintlik veronderstel om verkoopsmanne te wees. Ons verkoop die evangelie van die Here Jesus Christus en is ons passievol oor daai evangelie. Kan mense sien dat daai evangelie in ons lewe werk? Dis passie. Daai passie moet aansteeklik wees. Dit moet kan oordra met God sê, "Jesus, ek wil hierdie blydskap hê wat jy het. Ek wil hierdie volheid hê wat jy het. Ek wil hierdie energie, ek wil hierdie lewe hê want ek sien jy het die lig van die lewe van God in jou." Maar ek dink baie keer mense en ek sluit myself in, mense gaan ons nie volg as ons altyd lyk asof ons miskien suurlemoensap gedrink het. Die Bybel sê dat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dat jou vriendelikheid aan alle, dis 'n vrug van die Gees. Hoe lyk dit? Jy verstaan net, ek weet is nou ligtelik, maar die vraag is kan mense die passie en die energie en die lewe wat God in ons gesit het sien? En smag hulle daarna om te kan hê wat ons het? Want dis uitnemendheid. En dis my begeerte vanoggend en ek wil dit in u hart deponeer dat ek dit kan vanoggend om te sê, stap hier uit en sê, ek wil doen wat God wil hê ek moet doen. Dien ander met nederigheid. Doen iets vir iemand wat vir jou niks terug kan doen. Ons wil altyd net iets vir iemand doen wat vir jou iets kan doen, maar doen iets vir iemand wat vir jou niks terug kan doen. Gaan dien ander met nederigheid. Bly standvastig onder druk. Bly standvastig onder druk en gee aan God alle eer. Bly standvastig onder druk en gee aan God alle eer. God deel sy eer met geen mens. Ons wil baie keer die eer hê, so baie keer sê ek kan onthou en ek en 'n vriend het mekaar altyd verantwoordbaar gehou teenoor hierdie goed. En ons het gaan sendingwerk in Afrika gedoen. En dan sien jy hoe God beweeg, demone uit die mense uit, siektes word genees. En op 'n stadium begin ons praat, ek het dit gedoen en ek het dit gedoen en ek het dit gedoen en hy stamp my so en hy sê vir my, luister, ons is besig om verkeerd te praat, jy kan niks doen. Dis net God. Net God. God moet die eer kry. Ons het mekaar altyd verantwoordbaar gehou. Dit is baie vinnig om te sê ek kan niks doen nie. Maar ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Paulus sê ek sal my swakhede roem. As ek swak is hy sterk. Daniel was nie perfek nie. En as ek vanoggend van uitnemendheid praat, dan praat ek nie van perfeksionisme nie. Ek praat van 'n strewe dat alles wat ek doen met God verheerlik. Alles. Dis waarvan ek praat. Die manier hoe ek my kar bestuur, die manier hoe ek my vrou hanteer, die manier hoe ek my kinders hanteer, die manier hoe ek my werknemers hanteer, die manier hoe ek by my werk optree, dis waar dit gaan. Christendom is eintlik baie eenvoudig. Die mentaliteit moet wees, as ek my voet uit die bed uit opsit en ek staan op, alles wat ek vandag doen moet opgemik wees om God te vereer. Want dan vervul ons die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en met jou naaste lief hê soos jou self. Dis die gebod. Alles wat ek vandag doen, God verheerlik. En dit alles wat ek doen, maak nie saak wat ek doen, God verheerlik. Hy was bloot beskikbaar vir God. Wat het hom besonders gemaak het? Hy het God eerste geplaas. Die wêreld het sy posisie gesien. God het sy gees gesien. Die vraag is nie hoe suksesvol is ek nie. Die vraag is, kan God sê dat daar 'n voortreffelike gees in my hart is? Dis die vraag vanoggend. Kan God sê daar's 'n voortreffelike gees in my hart? Mag een ek vanoggend soos Daniel, Josef, Caleb, rein in karakter wees. Getrou in diens. Sterk in gebed. Standvastig onder druk en toegewy aan die eer van God. En dis my boodskap vanoggend. Weet jy wat dit is, dat ons op 'n plek sal kom dat ons werklik waar sal doen wat God wil hê ons moet doen. En dat ons uitnemend sal wees in ons soeke na dit en dat ons sal leef soos wat God wil hê ons moet leef. En ek wil vra, kom ons sluit die ore, gaan ek vanoggend vir ons bid.
Hemelse Vader, ek wil vanoggend bid, Here, dat ons soos 'n Daniël in ons harte 'n gees van uitnemendheid sal hê, Here, dat ons, Here, ons het in hierdie lewe en in hierdie wêreld op 'n plek gekom, maar ons moet net average wil wees, ons wil middelmatig wees in ons Christendom, ons wil middelmatig wees in ons lewe, maar het ons nie geroep tot 'n middelmatige leefstyl nie, Here, U wil hê ons moet uitstyg, U het ons die kop en nie die stert gemaak. Ons is meer as oorwinnaars in U. En Here, help ons vanoggend om in ons geestelike oë te kan sien, nie met dit wat ons omring mee is nie, Here. Nie met dit wat ons sien met ons fisiese oë nie, Here, maar dat ons sal weet, Here, dat U is in beheer. Here, ek wil vanoggend bid dat U in ons harte sal werk, Here, maar dat ons sal leef die roeping wat U op elkeen het, Here, want U het vir elkeen hier wat vanoggend voor my sit 'n roeping, maak nie saak hoe klein of hoe groot nie, maar U wil hê ons moet getrou in dit wees en ons moet die beste gee wat ons kan. Here, ek dink aan 'n boek wat Max Lucado geskryf het toe hy gesê het, my allerbeste vir die allerhoogste. My allerbeste vir die allerhoogste. Here, en dis al wat ons vanoggend kan gee, is ons allerbeste vir die allerhoogste. My gebed is, Vader, dat U soos wat Caleb 'n ander gees gehad het, soos wat daar in Josef, Here, getrouheid was, soos wat daar in Josef se lewe, Here, al was dit nie gunstig nie, Here, het hy deurgedruk, het hy God vertrou, het hy in integriteit gewandel en U het hom verhoog, Here. Here Jesus, en U is 'n naam gegee bo elke naam, want U was getrou tot die dood van die kruis. En U het 'n naam gekry bo elke naam, voor wie sal buig elke knie. My gebed vanoggend is, Vader, dat ons nie middelmatig sal leef nie, nie middelmatig sal wees in ons Christendom nie middelmatig sal wees in enigiets wat ons doen nie, Here, maar dat ons sal uitstyg na die lig en die heerlikheid en die salwing van God se Gees op ons lewe, 'n verskil in ander mense se lewens sal maak, dat U verheerlik sal word deur dit. Ek wil bid, Here, dat hierdie gemeente kragtig sal vooruitgaan. Ek wil bid dat die mense sal byvoeg in hierdie gemeente. Ek wil bid dat hierdie gemeente kragtig sal wees as 'n instrument wat sal uitgaan, Here, om 'n verskil in mense se lewens te maak, want daar's 'n wêreld daar buite wat honger en dors na die heerlikheid, die krag, die teenwoordigheid van God, 'n wêreld wat nie hoop het nie. En ek bid vanoggend, Here, dat U tasbaar sal werk in hierdie gemeenskap, maar dat hierdie gemeenskap in sal kom, Here, want ons hart is herlewing. Ons wil God sien beweeg, ons wil God sien transformeer. Ons wil getransformeerde gemeenskappe sien, getransformeerde gesinne, getransformeerde lewens. En ek bid vanoggend, Here, dat dit sal so wees, Here, maar dit begin by ons met 'n soeke na uitnemendheid in ons eie wese en ons eie menswees. En ek bid vanoggend dat U ons sal help in dit, Vader. Here, met elke uitdaging wat voor ons staan, bid ek dat U vir ons sal uittrek en dat U hand van genade oor ons sal wees en dat ons sal weet, Here, dat ons is nie alleen nie, maar U is met ons. Here, dat gee ons vanoggend verligte oë van ons verstand sodat ons kan sien die doel en die roeping wat U vir ons het. En ons loof U en ons prys U daarvoor in Jesus se naam alleen. Amen. Amen. Ek staan en dink ek wil dit eintlik genoem het, weet jy, ek dink aan 'n en ek wil dit van toepassing maak op ons land waar almal negatief is en waar niemand hoop sien nie. Ek lees die verhaal van die koning wat wil gaan oorlog voer teen Israel. En hy het 185,000 soldate. En die Here stuur een engel om deur daai laar te trek. En daai hele laar is dood. Al daai soldate is dood. Toe die koning die oggend daar kom, het hy nie een soldaat om tot te gaan oorlog voer nie, want 'n engel van die Here deur die laar getrek en hulle almal uitgewis. En ek vra myself, as een engel van God deur 'n laar trek en 185,000 soldate doodmaak, waarvoor vrees ons? Waarvoor vrees ons? En hoe lank het dit daai engel gevat? 'n Split second. God verwoes 'n hele weermag. Verstaan, weet jy wat, en toe ek hierdie goed besef en ek sit daar agter en ek besef in my hart, Here, U is baie groter as die omstandighede in Suid-Afrika. U is baie groter as 'n mens. U is groter as ons regering. U is in beheer. God kan dit verander, maar dit gaan by ons begin, elkeen van ons wat ons is kinders van die Here, om met uitnemendheid te streef en te leef en te soek dit wat God wil doen in hierdie land, want God kan dit doen. Dis my hart. Ek kry gister 'n oproep van 'n vriend, baie goeie vriend van my, net skielik, hy het besluit hy gaan oorsee, grade agter sy naam, 'n geleerde man. Refugee status weg. Soveel mense wat God in hierdie land wil gebruik om op te rig, weet jy wat, ons vlug omdat ons bang is. Ons vlug omdat ons nie die toekoms sien, ons vlug omdat ons nie weet nie. Is dit donker? Ja, maar God kan dit verander en ek wil vanoggend daai hoop in jou hart en in elkeen se hart sit. Vir elke pa wil ek sê, gaan wees jy uitnemendheid, die uitnemende man by jou huis, uitnemende pa by die huis. Gaan wees jy uitnemende oupa by die
sodat sodat jou kinders kan sê, weet jy wat, nou, my pa het 'n verskil gemaak in hierdie lewe. En mag God ons seën. Mag ons saam fellowship hier so baie skons ek weet nie wie gaan alles opeet nie, maar mag die Here met elkeen wees en mag ons 'n wonderlike dag in sy teenwoordigheid beleef in 'n fase. Kom ons drink 'n koffie, kom ons kuier saam voordat ons uitgaan en vanaand weer met mekaar kom, die Here se naam te kom groot maak. Dit was wonderlik om saam met julle te wees. Mag die Here julle bless.